Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by Huisfiks. Ons is in koninkrykstyd en een van die mooi stories wat ons in die Bybel lees is hoe 'n man wat geweet het hoe 'n koninkryk werk, Jesus se bewondering gekry het vir hoe hy dink oor koninkryk. En ons kry dit hierso in Matteus hoofstuk 8, die genesing van die offisier se slaaf. Kom ons lees dit. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom hulp kom vra en gesê: Here, my slaaf lê by die huis, verlam en verduur baie pyn. En Jesus antwoord hom: Ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. En hier sy verstaan van koninkryk. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan. En ek het soldate onder my. Vir een sê ek gaan daarheen en hy gaan, en vir 'n ander kom en hy kom. En vir my slaaf doen dit en hy doen dit. En dan staan daar: Jesus was verwonder toe hy dit hoor en hy het vir die mense wat agter hom gestaan het gesê het: Dit verseker ek julle, ek het nog by niemand in Israel so 'n geloof teëgekom nie. Vriende, is dit nie ongelooflik? Hierdie man verstaan hoe werk koninkryk, waar die koning met sy hiërargie staan en as 'n oue gesag gekry het, dan kan hy sê, gaan en nou gaan, kom en nou kom. En hy sê vir sy slaaf, doen dit, en sy slaaf doen dit. As die Here Jesus op die punt staan om sy disippels te verlaat by die Olyfberg in die hemel toe te gaan as sy Vader, dan gee vir hulle hierdie versekering: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En wat die Here Jesus vir ons in koninkrykstyd net wil agterlaat in hierdie twee goedjies as ons hulle bymekaar sit is: Ek is koning. Julle is in my koninkryk. Ek hoef nie by die man se kind te gaan staan in liggaam nie. Hierdie man verstaan dit. Hy sê: Here, U kan maar net sê, gaan, en dit sal gebeur. U is koning. U is koning oor die bose magte. U is koning oor dood en lewe. U is koning oor alles. Ek wil jou uitdaag om in hierdie koninkrykstyd die Here hierdie stukkie waarheid af te bid. Here, dat ek U sal verstaan as die heerser aan wie alle mag gegee is in hemel en op aarde. En as ons daarom in gebed en afhanklikheid voor hom staan, maar ook in gehoorsaamheid voor hom staan, vra ons nie net: Here, help ons hier nie, maar hoor ons ook wanneer hy vir ons sê: gaan, kom, raak kalm, nee, later, al hierdie dinge kom van ons koning. Mag ons dit in ons gemoed ontvang en dit vashou in hierdie koninkrykstyd. Here, ons aanbid U vandag as die koning van U koninkryk, waarvan U gesê het: aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Ons glo in die Vader, die Skepper, God en Heer. En ons glo dat hy die skepping met 'n liefdeskrag regeer. Hy is 'n Vader vol van liefde, wat sy hart vir ons ontbloot. Bevry ons van die dood. Ons glo. Ons glo in Jesus die Christus, gesalfde God se Seun, die Verlosser uit die hemel,
om ons sonde weg te neem. Gelei, gesterf, begrawe. Uit die dood het hy opgestaan. Hy dra die